Die kruisiging is 'n gruisame gebeurtenis. 'n Gebeurtenis wat ons nie eintlik werklik begryp dit wat daar gebeur het nie. Ons sê dis Goeie Vrydag, maar wat is goed aan Goeie Vrydag? Die dag is oorlaai eintlik met pyn en hartseer en smart. En ons begryp nie werklik wat Jesus alles moes deurmaak nie. Die pyn wat hy moes verduur het vir ons elkeen nie. Maar hy het dit verduur vir ons. Hy het aan die kruis gehang en hy het vir ons gesterf. Daarom sê Galasiërs 3 vers 13 vir ons: Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Jesus is vervloek vir ons elkeen. Vervloek deur die Vader sodat ons vrygespreek kan word deur ons sonde wat op ons is. Maar deur dit alles sien ons tog iets moois raak. Die liefde wat Jesus vir ons elkeen het. Dat hy gekies het om vir ons vervloek te word en vir ons elkeen op die kruis te hang. Nou vanoggend ons gaan heeltemal 'n ander tipe van erediens hê en ons gaan die gedeeltes lees van die kruisverhaal. En na elke gedeelte wat ons lees, gaan ek 'n paar oomblikke van stilte gee. 'n Paar oomblikke van nadenke wat julle die volgende 2 vrae vir julleself kan afvra en beantwoord. Wat staan vir my uit in hierdie gedeelte? En hoe laat hierdie gedeelte my voel? So dis 'n hele rustige erediens, dis 'n diens van nadenke en dat ons regtig onsself inleef in dit wat Jesus gedoen het vir ons. Die gebeure wat alles plaasgevind het. Verbeel jy staan daar, jy hoor alles, jy sien alles, jy beleef elke liewe dingetjie. So die eerste gedeelte, ons gaan uit die Matteus Evangelie gaan ons vanoggend lees. En ons 'n paar gedeeltes. Die eerste een in Matteus 26, vers 36 tot en met vers 40. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane en hy sê vir hulle: Sit hier terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê: Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap.
vers 47 tot 50. Op daardie oomblik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, een van die 12 daaraan. En saam met hom was 'n groot klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het met die manne 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. Hy het reguit na Jesus toe gegaan en gesê, goeiemôre Rabbi, en hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, vriend, doen wat jy gekom het om te doen. Toe kom hulle vorentoe, gryp vir Jesus en neem hom gevange. Vers 57. Die mense wat vir Jesus gevange geneem het hom weggelei na Kajafas, die hoofpriester, waar die skrifgeleerdes en die familiehoofde bymekaar gekom het. Vers 62. Toe staan die hoofpriesters op en sê vir hom, verweer jy glad nie? Wat van die getuienis wat hierdie mense teen jou inbring? Maar Jesus het niks gesê nie. Die hoofpriester sê toe vir hom, ek stel jou onder 'n eed by die lewende God, dat jy vir ons moet sê, is jy die Christus, die Seun van God? Jesus antwoord hom, dit is soos u sê. Daarby sê ek vir julle, van nou af sal die Seun van die mens sien, waar hy aan die regterhand sit van hom wat magtig is. En julle sal hom sien kom op die wolke van die hemel. Toe skeer die hoofpriester uit verontwaardiging sy klere en sê, hy het God gelaster. Waarvoor het ons nog getuies nodig? Daar het julle nou net die godslasterlike woorde gehoor. Wat dink julle? Hulle het geantwoord, hy verdien die dood. Toe het hulle in sy gesig gespoeg en hom met vuiste geslaan.
vers 69. Petrus het buite in die binnehof gesit, toe 'n diensmeisie na hom toe kom en sê, jy was ook saam met Jesus, die Galileër. Maar hy het dit voor almal ontken. Ek weet nie waarvan julle praat nie. Hy het toe na die uitgang van die binnehof, hy gaan toe na die uitgang van die binnehof. Daar sien 'n ander diensmeisie hom en sê vir die wat daar staan, hierdie man was saam met Jesus van Nasaret. Weer het Petrus dit ontken en met 'n eed gesê, ek ken nie die man nie. 'n rukkie later kom die manne wat daar staan na Petrus toe en sê, dit is waar, jy is ook een van hulle. 'n mens kan dit aan jou spraak hoor. Toe begin hy vloek en hy sweer, ek ken nie die man nie. En op daardie oomblik het daar 'n haan gekraai. Toe val dit Petrus by wat Jesus gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En hy het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Hoofstuk 27 vers 11. Jesus is voor die goewerneur gebring en die vra hom, is jy die koning van die Jode? Jesus antwoord, dit is soos u sê. Op die beskuldigings van die priesterhoofde en die familiehoofde het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, hoor jy nie waarvan hulle jou alles beskuldig nie? Maar Jesus het op geen enkele woord 'n antwoord gegee nie, sodat die goewerneur baie verbaas was. Die goewerneur het die gewoonte gehad om elke Paasfees vir die mense een gevangene van hulle eie keuse los te laat. In daardie tyd was daar 'n berugte gevangene met die naam Jesus Barabbas. Die goewerneur vra hulle toe, watter een van die twee wil julle hê, moet ek vir julle loslaat? Barabbas, antwoord hulle. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus, wat die Christus genoem word? Kruisig hom, skree almal.
Vers 27. Daarna vat die soldate van die goewerneur vir Jesus in die amptswoning in en bring die hele leerafdeling rondom hom bymekaar. Hulle trek toe sy klere uit en gooi hom 'n persmantel om. Hulle vleg 'n doringkroon en sit dit op sy kop en gee hom 'n stok in die regterhand. Toe bespot hulle hom deur voor hom te buig en te sê: "Ons groet u, koning van die Jode." Hulle het hom gespoeg en die stok gevat en hom oor die kop geslaan. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om gekruisig te word. Vers 37. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom wag gehou. Bokant sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee: "Dit is Jesus, die koning van die Jode." Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: "Jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af." Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerders en die familiehoofde ook gespot en gesê: "Ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat God hom nou red, as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê, hy is die seun van God." Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig.
Na al hierdie gebeure wat Jesus moes deurgaan, hy het aan die kruis gehang en hy het in ondraaglike pyn het hy die 7 kruiswoorde uitgespreek. Hy het sy laaste asem uitgeblaas en hy het gesterf vir ons sondes. Die sondevloek het hy op homself geneem en hy het vir my en vir jou gedoen. Hy het ons vrygekoop sodat ons kan vry wees van alles. Ons kan vry wees van enige pyn en lyding, want alles is in hom volbring. So met al hierdie goed wat ons nou gehoor het en die gedagtes wat deur ons gegaan het en die gevoelens wat ons beleef het, trek alles saam en wat maak dit in jou binneste? Sit dit 'n knop in ons keel, trek dit ons maag saam, los dit 'n traan in ons oog. Maar sien ons raak vanoggend dat Jesus dit vir ons elkeen gedoen het. Ons het nie nodig om meer vasgehou te word deur die sonde, deur die vloek van die wêreld nie. Maar Jesus het sy laaste asem uitgeblaas as mens, sodat ons kan vry wees. So dalk sit ons hierso vanoggend en ons hoor al hierdie goed, ons beleef die kruisiging. Maar is ons lewe reg met die Here? Het ons al vir hom gesê, Here, ons is jammer vir sekere goed wat ons gedoen het? Het ons lewe 'n baie sterk afdraaipad gevat, weg van die kruis af, weg van die verlossing af? Waar lê ons op die stadium in ons lewe? Ons elkeen het 'n verlosser nodig. Ons elkeen het nodig om te weet dat Jesus Christus ons koning is. So as ons vanoggend dalk voel, maar ons het nodig om reg te maak met die Here. Ons het nodig om iets te bely of om jammer te sê. Ek gaan nou die geleentheid gee dat ons dit doen. Want die Here wil ons elkeen by hom hê. Hy soek ons elkeen as sy kinders saam met hom in die koninkryk. En daarom het hy vir ons gesterf. So vat 'n paar oomblikke, praat met die Here oor wat aangaan en of jou lewens moet regmaak of nie. Soek die Here vanoggend. So kom ons vat 'n paar oomblikke. Here Jesus, dankie dat ons hierso vanoggend kan sit, Here, en kan luister na die gebeure. Here, ons kan luister na dit wat U alles moes deurgaan, al die aanklagtes, al die bespotting wat U deurgemaak het, die houe wat U vir ons gekry het. Maar Here, dankie dat U dit nie verniet gedoen het nie. Here, ons elkeen het 'n verlosser nodig, ons het 'n koning nodig. En Here, daarom kom buig ons elkeen vanoggend voor U kruis. Here, ons kom lê ons lewe neer voor U.
En ons kom sê vir U dankie vir dit wat U vir ons kom doen het. Bid dit in U naam alleen. Amen. Ons gaan nou na 'n lied luister en daarna gaan ons oorgaan in die nagmaal. The Lord Jesus willingly gave his life on that cross for you and me, just because he loves us. And all he's asking in return is, follow me. Neem julle nagmaaltekens in die hande.
Nou wanneer ons hierdie nagmaalteken so vashou, die nagmaal is 'n nadenke oor die gebeure wat met Jesus gebeur het. 'n fisiese teken wat ons elkeen het, waar ons kan herinner aan dit wat Jesus vir ons kon doen het. Men Jesus het die dood haarfyn beplan, saam met God die Vader, en Jesus het deur alles gegaan vir ons elkeen. Sy liggaam is vir ons gebreek, sy bloed het vir ons gevloei, en ons kan vanoggend deel hê daaraan, maar ook deel hê aan die koninkryk van God. So daarom, wanneer ons dan nou na die brood vat, voel hoe grof dit is, voel die tekstuur, en verbeel jouself, dit is Jesus se liggaam, wat so vir ons gebreek is. Neem dit, jy dit dink daaraan en glo, dat sy liggaam vir ons gebreek is, tot volle versoening vir al ons sondes. Jesus se bloed wat vir ons gevloei het, is 'n teken dat ons vrygekoop kan wees, skoon gewas kan wees, en dat niks ons kan weghou meer van ons kindskap af, omdat hy ons kinders gemaak het, saam met hom nie. So neem die wyn, drink dit, dink daaraan en glo, dat dit 'n teken is tot volle versoening van al ons sondes. Here Jesus, dankie dat ons kan deel hê vanoggend aan die liggaam. Here, dankie dat ons 'n stuk brood kan vat, Here, en kan weet dat die liggaam vir ons gebreek is. Dat ons deel het daaraan, Here, waar ons ook hou aan U geslaan het. Maar Here, dat U daar die houe gevat het, sodat ons dit nie hoef te doen nie. En dankie Jesus vir die bloed wat gevloei het, sodat ons skoon gewas kan wees, Here, van al ons sondes en al die seer en die gebrokenheid van hierdie wêreld. Here, waar ons ook nou uit mekaar uitgaan, Here, bid ek dat ons hierdie gewydheid en die heiligheid van U saam met ons vat. Here, dat ons sal bly nadink oor dit wat U vir ons gedoen het. En Here, dat ons sal weet dat U so lief is vir ons en dat ons nooit alleen is nie. Dankie vir dit, Koning Jesus. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Amen. Ek gaan nou vir ons die kruise uitdeel en dan kan julle rustig